Dis hartlike Shabbat Shalom hier van my kant af. En Shabbat Shalom van my af. Ja, ek sou sê dis 'n interessante dag. Dis 'n interessante lering wat ons het. Ek wil jou tog uitnooi om droog gedrewe na hierdie lering te kyk van vandag. Ek wil hê jy moet maar saam met ons bid soos wat ons aangaan. Mag hierdie woord wat ons bring, hierdie lering wat ons bring. Want dan net ons sê altyd, jy kom studeer saam met ons. Ons is nie probeer nie om goed op jou af te druk nie. Ons wil net hê jy moet leer om te hoor wat dit is wat Vader sê. En vir jouself, sodat jy sekere goeders kan uitmaak. Sekerlik kan ek en Marietjie vir jou sê dat hierdie metode wat ons volg, ons hoor wat Vader sê, ons beweeg in dit wat hy vir ons sê en ons probeer daai praktiese goed oordra. En mag hierdie lering vandag dan ook vir jou prakties wees. Ek gaan weer vir jou een Kefa dis Kefa Alef 4 vers 11 net voorhou. Hy sê as iemand praat, laat dit wees soos woorde van Elohim. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag van wat Elohim verleen. Sodat, en dis die rede, sodat Elohim in alles lof toegebring kan word deur Yeshua die Messias, aan wie die eer en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Saam met hierdie parasha het ons 2 psalms wat ons vir jou wil voorhou. 2 gedeeltes wat ek vir jou wil lees. Psalm 26. Hy sê, doen aan my reg, o Jahweh, want ek wandel in my opregtheid en vertrou op Jahweh sonder om te wankel. Toets my, Jahweh, en beproef my, keer my niere en my hart, want u goedertierenheid is voor my oë en ek wandel in die waarheid. Ek sit nie by die valse mense nie en met die slinkse mense gaan ek nie om nie. Ek haat die vergadering van die kwaaddoeners en by die goddelose sit ek nie. Ek was my hande in onskuld en wil gaan rondom die altaar, o Jahweh, om die stem van lof te laat hoor en om al u wonders te vertel. Jahweh, ek het lief die woning van die huis en die woonplek van u heerlikheid. Ruk my siel nie weg saam met die sondaars nie en my lewe saam met die manne van bloed nie, in wie se hande skandelike dade is, en wie se regterhand vol is van omkopery. Maar ek wandel in my opregtheid, verlos my en wees my genadig. My voet staan op gelyk grond, ek sal Jahweh loof in die vergaderings. En dan 'n gedeelte uit Tehillim 15 uit, ook 'n psalm van Dawid. Jahweh, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op die afgesonderde berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie. Sy vriend geen kwaad doen en geen smaatrede uitspreek teen sy naaste nie. In wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat Jahweh vrees, al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Goed, dis nou nogal 'n hele klompie goed waarna ek en jy vandag na moet kyk. Maar wat ons gedoen het, is ons weer probeer om in te zoom. So kom ons kyk eers. Acharimot, wat beteken dit? Acharimot is na die dood. En Kedoshim praat van die afgesonderdheid, soos 'n dubbel parasha wat ons hierdie week en wat bedoel ons met na die dood? Dit verwys na die dood van Nadab en Abihu, hulle wat die vreemde vuur gebring het. En dit is die konteks vir wat alles gaan volg, want dit is 'n hele klompie goed wat kom, né? Jahweh praat nie hier in 'n vakuum nie, hy praat net uit die realiteit van wat nou net so pas gebeur het. 2 mense is dood, die Mishkan is besoedel, en dan het jy die brandende vraag daar, hoe kan sondige mense oorleef naby
Jahwe se heilige of afgesonderde teenwoordigheid. Nou, Vayikra 16 is Jahwe se antwoord op daardie vraag. Maar dan kom Parasha Kedoshim, wat nou met hierdie ene gekoppel is. Dis nou Vayikra 19 wat hy vervat, en hy het 'n heel ander vraag wat hy vir jou gaan stel. Watter soort mense moet julle word, sodat my teenwoordigheid voortdurend by julle kan bly? Sien jy, dieselfde parasha, maar twee verskillende rigtings of bewegings. En vandag gaan ons sien hoekom hulle saam in 'n enkelvoudige visioen. Ek hoop ons kan dit vir julle mooi oordra. Weereens, kom ons kyk net vinnig na die leesgedeelte, vir die wat nie die Torah blessings gehoor het nie. Uit die Torah uit Vayikra 16 vers 1 tot hoofstuk 20 vers 27. Uit die Haftara is dit Amos 9 vers 7 tot 15, Micha 6 vers 1 tot 8 en Kohelet 3 vers 1 tot 8. En dan uit die Brit Hadesha is Romein 12 vers 1 tot 2, hoofstuk 13 vers 8 tot 10, Korintium Alef 6 vers 9 tot 20, Ivrim 9 vers 11 tot 14, dit is nou natuurlik Hebreërs, dan Kefa Alef of 1 Petrus 1 vers 15 en 16, Efesium of Efesiërs 5 vers 1 tot 11, en dan ook Jakob of Jakobus 2 vers 1 tot 17. 'n klomp leesgedeeltes wat ons hier het, wat Maar die skrif, hulle is eintlik saamloop. alles loop so saam, en die skrif gaan nou eintlik vandag vir ons baie goeders vertel, né? Vandag gaan die skrif praat. Nee, hy gaan definitief praat. So daarom, omdat ek weer die skrif gaan praat en vir ons 'n klomp goed gee, kan ek net vir jou opsomming gou gee van wat in elkeen van die alias staan, né? Die eerste alia wat jy kry by Vayikra 16 vers 1 tot 17, jy sien die Kohen Hagadol, dis nou die hoëpriester. Hy word opdrag gegee om slegs die allerheiligste of die mees afgesonderde plek net op Yom Kippur te betree, dis 1 keer 'n jaar. En dit word vergesel met 'n baie spesiale diens met baie spesifieke aanbiedinge of offers, en jy weet, dit is alles word in daai gedeelte vir ons uiteengesit. Nou, die hoëpriester sou net ingaan te midde van 'n wolk van brandende wierook, terwyl hy spesiale wit klere aan het, en dan bely hy namens die volk hulle sondes om versoening te verkry vir die afgelope jaar se sondes. Jou tweede alia gaan voort met 'n beskrywing van hierdie spesifieke Yom Kippur diens, by die prosedure van die sondebok seremonie, alles wat in daai alia beskryf word. Alia 3. Nadat die orde van hierdie Yom Kippur avodah of diens in die tabernakel of in die tempel dan afgesluit is, dan gee die Torah opdrag aan Israel om Yom Kippur as 'n versoendag te onderhou wanneer Israel, jy weet, wanneer hulle, dis 'n dag wat hulle moet onthou om hulle self te afflict. Jou vierde alia praat van die volgende. Hy sê, die Israeliete word nou verbied om op enige ander plek as die Mishkan of in die toekomstige Beit HaMikdash, dis nou die tempel, offers te bring. Vyfde alia gaan vir jou vertel, Israel word nou opdrag gegee of bevel gegee om nie bloed te verbruik nie. So wanneer voëls of nie huishoudelike diere geslag word Israel beveel om daardie bloed met grond te bedek. So dan word hulle verder vermaan om nie die verdorwe weë van Mitzrayim en die Kanaaniete te volg nie. Ons maak hier en daar verwysing daarna vandag. Jou sesde alia, wat nou voortduur op hierdie tema wat ons nou net van gepraat het, dan verskaf die Torah 'n hele lys van verbode seksuele verhoudings. Dit sluit in oorspel, saamwoon met 'n sekere vrouens en verbode naastebestaandes ook. Die laaste alia, dit is nou die 7de ene, dit praat spesifiek van die verbod op geslagtelike omgang tussen mens en dier, en bestialiteit word onder andere genoem. So die Israeliete word gewaarsku dat deelname aan hierdie verbode verhoudings tot gevolg sal hê dat hulle uit die land van Israel gespoeg sal word, 'n heilige land wat nie onsedelike gedrag kan duld nie. So hierdie is nou jou agtergrond wat jy daar op jou skerm sien. Kyk net na daai beeld, dis 'n man wat alleen stap. Hy's geklee in wit, daar's 'n bok aan sy hand, dis die Yom Kippur, né? Dis die
mees afgesonderde dag van die jaar. En dan sien ons in hierdie gedeelte dat die Kohen Hagedol staan op die punt om iets te doen wat geen gewone mens ooit sou durf doen nie. Hy gaan agter die gordyn in na die Kodesh HaKodeshim in, dis nou die mees heilige plek, mees afgesonderde plek, dis agter die voorhangsel waar Jahowah woon. En hy gaan nie in met krag nie, hy gaan in met bloed, en wierook, en gebed. En dan natuurlik ook met die volle teshuvah van Israel op sy gemoed. Dit is die hart van Vayikra 16. So, terwyl ek nou vir jou Aggerai Mot se gedeelte voorhou om vir jou te sê, wel, dit was nou die Yom Kippur diens en die prosedure en dis meer, is dit nie noodwendig waar ons vandag gaan vashak nie. Ons gaan by 2 vrae gaan ons stil staan. Die heel eerste ene kom uit Vayikra 16 wat vra, hoe oorleef sondige mense in naby die teenwoordigheid van Jahowah? Jou tweede vraag kom uit Vayikra 19, watter soort mense moet hulle word vir die teenwoordigheid van Jahowah om voortdurend by hulle te bly? Kan jy sien, dis nie dieselfde vraag nie, want die eerste ene is 'n krisisvraag, 'n vraag oor oorlewing. Die tweede ene is 'n roepingsvraag, dit gaan oor jou identiteit. In Vayikra 16 gee Jahowah se oplossing, hy gee sy oplossing vir die krisis van sonde. Daar's 'n versoeningsdiens, daar's bloed, daar's 'n bok wat weggestuur word. Dis 'n eenmalige ding, wel as ek sê eenmalig in 'n jaar, dis 'n jaarlikse ding. En dit los 'n akute probleem op, dis die gemeenskaplike sonde van die Israeliete. Maar Vayikra 19 vra 'n ander vraag. Hy vra, nou dat ons hierdie versoening gekry het, wat nou? As ons sonde meegedeel is, watter soort volk moet ons word? Want jy sien, 'n afgesonderde Elohim, 'n heilige Elohim as jy dan moet, hy kan nie permanent by 'n onheilige volk bly nie. Nie omdat hy nie kwaad is nie, maar omdat dit eenvoudig onversoenbaar is met wie hy is. Lig en duisternis kan nie gelyktydig dieselfde plek inneem nie. Dis wat jy hieruit gaan kry. So ons sien nou, soos ek gesê het, Aggerai Mot hanteer die probleem van sonde, maar Kedoshim hanteer die probleem van identiteit. Jy kan nie die Kodeshim, met ander woorde Parasha Kodeshim, verstaan sonder die Aggerai Mot Yom Kippur prosedure nie. Want is dit 'n kwessie van, sonder daai versoening het jy dood eenvoudig net nie die morele kapasiteit om afgesonder te wees nie. Daai opdrag om afgesonder te wees is nie net 'n eis wat op skuldige mense gelê word nie. Dis op almal. Dis 'n uitnodiging aan alle mense wat vergifnis ontvang het. Jy gehoor dat ek sê het reeds vergifnis nou ontvang as gevolg van Yom Kippur. En ek gaan die stelling maak om vir jou te sê, maar dis presies die struktuur van die evangelie. Vayikra gee vir jou, 16 gee vir jou die toegang tot die Vader deur die versoening wat hy beveel, maar Vayikra 17 tot 18 gaan vir jou vertel van die bloed en die boundaries wat daarmee saamgaan, en dan Vayikra 19 is 'n heiligheidskode program, as jy dit so wil noem. En dan sluit hy af met Vayikra 20 wat jou gaan vertel van die sanksies wat jou gaan tref, wat Vader gaan afdwing as jy nie hierdie heiligheidskode nakom nie. So hier is nou 'n taal waar daar geen onduidelikheid is nie. Ek en jy moet verstaan wat dit is wat hy sê. Geen onduidelikheid nie. Vayikra 19:1. Verder het Jahowah met Moshe gepraat en gesê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, afgesonder moet julle wees, want ek Jahowah, julle Elohim, is afgesonder. Nou, as jy nie daar op jou skerm kyk, laat dit in jou geheue vasbrand. Afgesonder moet julle wees. Die meeste mense sê, wel, dink jy is heilig, né? Hulle sal met so ding kom. Wel, weet jy wat, hierdie is die standaard van Vader se karakter wat hy wil hê in jou moet wees, sy beeld moet in jou wees. So hy sê dit is moontlik dat ek en jy afgesonderd moet wees. Om die waarheid te sê, hy maak dit 'n gebod. Dit is 'n baie belangrike ding. Dis 'n opdrag. Kom nie van 'n wet nie, dit kom van karakter. Jahowah sê nie wees afgesonder omdat dit 'n reëls is nie of omdat hy afgesonder is nie. Hy sê hierdie gedragskoorde, hierdie Kedoshim wat ek nou vir jou gaan voorhou, is 'n weerspieëling van wie hy wat Jahowah eintlik hier is.
En die woord afgesonder, kadosh, heilig, afgesonder. Jy moet 'n volk wees wat van ander volkere onderskei kan word. Jy moet 'n volk wees wat anders lyk as die nasies rondom jou. En moenie dink dat dit gaan net bloot oor rituele onderskeidings nie. Dit gaan oor 'n morele karakter. Weet jy, ek word lamp wanneer mense na hierdie goed kyk en hulle dink dit is net rituele, sonder om met die nodige fokus en kavanna te kyk, dat dit is lewe. Ek vir jou lewe voorgehou, kies die lewe, sê hy daar vir jou in Devarim 30. So, hierdie gaan oor 'n morele karakter, oor hoe jy met jou naaste handel, hoe jy die samelewing gaan bou. Die vraag is nie net wat mag ek eet nie, die vraag is letterlik hierso, wie is ek? Watter soort mens is ek besig om te word? Geen onduidelikheid oor die boodskap nie. Wees afgesonder, want ek is afgesonder. Matteus 5:48 En as julle net jou broers groet, wat besonders doen julle dan? Doen die heidene nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Aan die woord het ons die Messias by die bergpredikasie, dis glad nie 'n nuwe idee hierdie nie, jy het mos nou al presies gehoor, wees afgesonder want ek is afgesonder, wees volmaak soos julle Vader in die hemel. Kan jy sien wat doen Yeshua? Hy's besig om hier die karakter van die Vader te reinforce en vir hulle te sê, hierdie is Vayikra 19 logika uit die Brit Gerusha, daar sien jy dit. Die karakter van die Vader is die standaard vir elke disipel. En dan hy is besig om die disipels te praat. En die woord wat hy hier gebruik, wat Yeshua gebruik, is teleios. En dan net, hy het nie Grieks gepraat nie, hy het Hebreeus gepraat, maar hy kon Grieks praat. En dit beteken nie dat van jou verwag word, dat perfeksionisme die ding is wat van jou verwag word nie. Dit beteken volledig, geheel, volgroeid. Dis 'n woord van volwassenheid. Maar hoor mooi, dit vra nie 'n onbereikbare foutloosheid van jou nie. Yeshua is nie besig met 'n hoër standaard nie. Hy's besig net om die gewone Torah standaard hier te herbevestig en hy maak dit op die lewe van elke disipel van toepassing. So weet net daar, wees dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Kom ons spring dan na die apostel Petrus toe, Kefa Alef 1 vers 15. Maar soos hy wat julle geroep het, afgesonder is, moet julle ook in julle hele lewenswandel afgesonder word, omdat daar geskryf is, wees afgesonder, want ek is afgesonder. Okay, nou wanneer skryf hy hierdie? Hy skryf hierdie, Yeshua het nou alreeds opgevaar na sy Vader toe, hy het reeds die Ruach HaKodesh, reeds op Petrus, Shimon Kefa, neergedaal, hy het al baie bedien, oralste waar hy gaan, en hy skryf hy hierdie sendbrief, en weet jy, ek wil net vir jou dit sê, kyk net aan wie skryf hy dit, hoor, ek het sommer my 33 vertaling van haal, net om vir jou te sê, hy sê, Petrus, of dan nou Kefa, 'n apostel van Yeshua HaMashiach, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië, uitverkore volgens die voorkennis van Yahweh die Vader, in die heiligmaking van die Gees. So hy het 'n gedagte, want ons gaan om 'n paar keer aanhaal vandag. Maar kan jy sien alreeds daar, dis 'n ding wat, soos hulle in Engels sê, ingrained in hom. Dit is heeltemal, hy het dit heeltemal geïnternaliseer. Vayikra 19 is myne. Ek moet dit wees, ek moet dit leef. Wees afgesonder, want ek is afgesonder. So hy skryf hierdie selfde ding dan nou vir die nasies in die verstrooiing, die in die diaspora, dis nou byvoorbeeld ek en jy. Kan jy sien, dis vanselfsprekend vir Petrus. As jy aan die Elohim van Israel behoort, dan geld dieselfde oproep, wees afgesonder, want ek is afgesonder. Dieselfde onderskeiding, dieselfde karakter, en ek noem hierdie en ek lê klem daarop, want daar sommige mense wat sê, ons het net 7 dinge om te doen, want hulle wil vir jou onder die Noahide laws indruk, maar jy kan hier sien, nee, Vader, laat deur Petrus 'n brief skryf wat hy sê, wees afgesonder, want ek is afgesonder, en hy skryf dit, sodat ek en jy kan weet, dat die volle Kedoshim behoort aan my en jou ook.
So jy kan sien dat ek en jy kerosien moet hanteer as daai heiligheidskode wat Vader van ons verwag, nadat hy wat gedoen het? Nadat hy toegesien het dat ons toegang tot hom het eenmal 'n jaar in die fisiese Mishkan of die Beit HaMikdash. Dis nie kulturele ding hier in die mense. Dit vloei uit Elohim uit. Nie van waar jy gebore is nie, dit vloei uit hom uit. Ons is in Vader. Hoe weet ek dit? Yeshua het gesê, daardie dag sal julle weet dat ek in julle is en julle in my en ek in die Vader. Yeshua is ons versoening. Ek gaan dit nou vir julle, die skrif gaan nou gelees word. Weet jy, hy word altyd as die Pesach lam gesien. Die Pesach lam is nie die een wat gesterf het vir jou sonde nie. Al lees mense dit verkeerd. Daar is die lam van Elohim. Dit is hy wat die son, né? Kan jy sien, hulle koppel dit so dadelik aan mekaar sonder om te gaan kyk hoe werk die offerstelsel. Hy is inderdaad die Pesach lam en die Pesach lam gee vir ons daai toegang, maar hy is ook ons versoening. Hy is ook ons agareimot. Hy het toegesien dat ons in hom kan wees as die een wat Vader gestuur het om versoening te word tussen die mens en homself. Nou, ek wil hê jy moet net laat hierdie vraag nou net by jou insink voordat ons kyk na hierdie skrif wat nou praat oor daai versoening wat ek van praat. Is jou lewenswandel, die manier waarop jy praat, die manier waarop jy handel, die manier waarop jy jou geld spandeer, die manier wie jy jou gesin behandel, is dit die lewenswandel van iemand wat kadosh is, wat afgesonder is. Nie perfek nie, maar wel opsigtelik onderskeibaar, herkenbaar anders, want dis die oproep van kerosien. Daar, wees afgesonder. Korintiërs 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in die Messias is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk wat nuut is, het gekom. En dit alles is uit Elohim wat ons met homself versoen het deur Yeshua die Messias en ons die bediening van die versoening gegee het. En naamlik dat Elohim in die Messias die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesandte om die Messias wil, asof Elohim deur ons vermaan. Ons bid julle om die Messias wil, laat julle met Elohim versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van Elohim in hom. Ja, en Dis 'n mondvol. dis 'n mondvol, maar as mense net wil lees, en dan word ons so verguis vir wat ons glo, né? En vir wat ons verkondig. Hierdie is absoluut agareimot kerosien taal wat gepraat word. En ek lê klem daarop, omdat mense nie verstaan, weet, jy kan nie net sê, wel, ek het nou my versoening in Yeshua ontvang, hierdie gedeelte wat jy nou bykom van, hoe sal ek dan nou leef? Sorry, daai is nie vir my nie, ek het Yeshua. Wel, weet jy wat, hoe gaan jy claim dat jy in Yeshua is, dat jy die Messias het, maar jy weier om te doen wat ek doen? Hy vra ook, hy self vra in tydens sy bediening, maar hoekom doen julle dan nie die werke wat ek doen nie? Hy vra dit, né? So jy kan sien hier in Korintiërs 5 vers 17 en verder, kom Shaul, dis nou die apostel Paulus, hy verbind hierdie twee vrae wat ons nou vir julle voorgehou het. Dis die nuwe skepping, die nuwe identiteit, dit is die resultaat van versoening. En versoening, het ons nou gesien, is die hart van agareimot. Jy word nuut gemaak, nie sodat jy kan wegkom van die Torah af nie, maar sodat jy die Torah kan lewe vanuit 'n nuwe hart, vanuit 'n nuwe kapasiteit wat vir jou gegee is. Die misdade word nie toegereken nie, kan jy sien. Al daai is Yom Kippur taal. Die versoening is 'n daad van die Kohen Hagadol. En Yeshua is die Kohen Hagadol van wie waar jy Kraas 16 nou spreek. So laat ons dan net so 'n bietjie terugstaan. Kom ons kyk net na hierdie groter prentjie. Kom ons kyk net hoe hierdie hele dubbel parasha in mekaar inpas. Jy sien die skrifgedeelte wys dat die afgesonderdheid of die heiligheid. Ek gebruik maar al twee woorde vir mense wat agterna gaan luister so onthaalwe. So hierdie skrifgedeelte wys op heiligheid en dit gaan oor baie meer as net kerk of tempel rituele. Hoofstuk 16 wat gaan oor die offers en die vergifnis. Dis die hoofpunt van dit alles. Ek meen,
As dit net gegaan het oor 'n boek oor priesters en rituele, dan kan ons verstaan, dan het alles gestop by Aggery Mot, maar dit het nie. Jy sien, die teks kom nou, goed, julle het nou versoening ontvang, maar nou skuif die fokus skielik na my en jou alledaagse lewe. Onthou net, ons is nog steeds die tempel van die Gees, so nou skuif die fokus na my en jou. Hoe werk ons met ons geld? Hoe praat ons? Hoe hanteer ons ons naaste, of selfs die vreemdelinge, die buitelanders? Hy skuif nou na seksuele reëls, hy skuif nou na strawwe in die gemeenskap, en selfs wat ek nie mag eet. Kan jy sien, dis 'n baie wyeer konsep as om net vergewe te word, net versoening. Dit gaan oor hoe Jehova mense as 'n gemeenskap behoort saam te leef. Daarom lyk dit asof Jehova ons vergewe, sodat ons afgesonder kan lewe. Daardie afgesonderdheid is die einddoel, nie net die Aggery Mot nie. Weereens, kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Adam en Gawa, hulle het vergifnis gekry, 'n dier het gesterf sodat hulle klere kan kry. Maar nou moes hulle buite die tuin van Eden gaan leer om 'n afgesonderde lewe in hulle nuwe toestand uit te leef. En ek dink hier moet ons vir mekaar die vraag vra van, mense sal dink dat mense het nou in die waarheid gekom, dis nou Torah gemeenskappe. Hoe lyk die Torah gemeenskappe? Want selfs onder Torah gemeenskappe is daar die grootste onmin. Verskil. Want kopkennis en geleerdheid en hoogmoed het die norm geword. Dit het absoluut die norm geword. En Ja. dit is, En dit is die punt. ek gooi dit oor die boeg van intellektualisme en humanisme het baie die Torah gemeenskappe ingesypel. Ons moet versigtig wees daarvoor, en daarom moet ek jou weer terugbring na 'n kedoshim lewe toe. So kom ons kyk na ons volgende skrifgie. Vayikra 20:25, daarom moet julle 'n onderskeid maak tussen die rein en onrein diere, en tussen die onrein en rein voëls, en maak julleself nie 'n gruwel deur diere of deur voëls, of deur enige iets wat op die aarde roer nie, wat ek vir julle afgesonder het, deur dit onrein te verklaar. En julle moet vir my afgesonder wees, want ek, Jahwe, is afgesonder, en ek het julle van die volke afgesonder, om myne te wees. Daar soos die hoofpunt, nee, die einde van die parasha wys terug na afsondering, en dat jy's vir hom afgesonder, en jy syne weet nie dat hy wat Jahwe is, het in Yeshua jou afgesonder. Hy vat jou nie weer terug na Yom Kippur toe nie. Yeshua het die Yom Kippur, hy sê Aggery Mot, hy is dit al reeds. Maar nou moet jy en ek die afgesonderde lewe kan leef. Kan jy sien? So hy eindig nie met die versoeningsoffer nie, hy begin met dit, sodat ek en jy 'n volk kan wees wat afgesonder kan wees vir hom. Goed, so, weer eens, weet nou net, jy is deel van sy volk. Weet jy, ek wil net vir jou vinnig dit sê, voordat die mense eintlik baie aangaan. Wil jy weet hoe baie mense, die oomblik wat jy vir hulle vra, maar wat is jy van Israel, dan haak hulle vas, en dan is dit, hulle kyk na die fisiese toestand vandag, en wat hulle van hou en wat hulle nie van hou nie. Ek en jy het nodig om te weet, Jahwe het vir my en jou in Yeshua afgesonder, ons is deel van Israel, ons is ingeënt by Israel, hy verwag die kedoshim lewe van my en jou, gaan vir jou baie daarvan wys nou. So, weer eens, wat sê hierdie skrifgie vir ons? Dit sê dat die versoening is nie die eindpunt nie, dis die fondasie. Die punt is die lewe wat daarna gaan volg. Jy moet skoon wees, sodat jy 'n skoon, getransformeerde lewe voor Jahwe kan leef. Jy moet afgesonderd wees. So Yom Kippur is nie jou eindbestemming nie, mense. Baie mense sê nie vir jou, ek het Jesus, jy weet, ek het niks meer as Jesus nodig nie. Hy kom en hy sê, ek het gekom, ek het gesterf, ek het die prys betaal, ek is opgewek, ek het opgevaar na die Vader toe. Nou verwag ek dat jy die kedoshim lewe sal leef. Ek gaan vir jou wys. So Vayikra 19 sê vir ons, wees afgesonder. Kyk wat sê Vayikra 19 eintlik vir jou. Daar's 'n probleem. Daar's 'n volk wat gevorm was deur Mitzrayim, maar ek wil ook nie hê dat Kanaan waarna toe julle gaan, moet julle ook vorm nie. So Jesus, dis die potensiële probleem, maar daar is 'n oplossing vir hierdie hele ding.
gaan in die verbondsvorming in. Kyk na daai reformatie, word deur die verbond gevorm. Kyk na die versoening en die boundaries wat ek vir jou gee, kyk na die geregtigheid wat ek jou gee, dan sal daai verbondsreformatie plaasvind, en jy sal nie lyk soos Mitzrayim en Kanaan nie. Nee? So die hele idee is, daar het hy dit vir jou gegee in Vayikra 20, sodat jy die afgesonderde volk kan wees wat geskik is vir sy teenwoordigheid, wat sy karakter kan dra by wie hy kan woon, by wie hy wil woon. Jy is gekies daarvoor. Ek is gekies daarvoor. Let's live it. So, kom ons kyk nou, hoe pas hierdie hele parasha dan nou eintlik maar in mekaar. Jy kan sien, die eerste gedeelte praat oor die bok wat weggelei word, maar die tweede gedeelte praat van, nou dat jy versoening ontvang het, how then shall we live? Hoe sal ons dan leef? Hoe lyk daai lewe? Wat Vader van ons vra? Right? Daar is die twee vrae wat ons gevra het. Hoe leef sondige mense in naby sy teenwoordigheid? En by Vayikra 19 vra, watter soort mense moet ons word vir die teenwoordigheid van Jahwe om voortdurend by ons te bly? Kan jy sien? Vayikra 16 praat oor die offerdiens in die tempel. Hy praat letterlik daarvan, hy sê, dis die Yom Kippur Avodah, die offerdiens in die tempel. Dit vind plaas op 'n spesifieke dag, op 'n spesifieke plek, uitgevoer deur 'n spesifieke persoon. Maar Vayikra 19, dis die heiligheidskode, dis 'n leefwyse avodah. Dis die diens wat elke dag plaasvind, oral deur elke Israeliet van elke stam. Jy sien dat die offerdiens in ag gery word in Vayikra 16, hy los die probleem op, jy kry versoening vir jou sondes. Maar die heiligheidskode in Kedoshim gaan nou jou karakter bou, want jy het albei van hulle nodig. En dis presies wat Shaul sê in Romeine. Deur geloof word met ons sonde gedeel, maar die Torah bou ons karakter. Nie die een of die ander nie, albei. Jy het albei van hulle nodig. Nee? So Yom Kippur maak die moontlikheid oop dat die volk afgesonder gaan word, maar Kedoshim definieer wat hierdie afgesonderde lewe van jou gaan vra. Kan jy sien, versoening is nie net 'n plaasvervanger vir heiligheid nie. Dit skep vir jou die omgewing waarbinne jy afgesonderd kan lewe. Kom ons krap nog 'n bietjie dieper daar in Vayikra 19 in, want dis die kern. Jy mag nie wraakagtig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is Jahwe. Kan jy sien hoekom is hierdie die kern? Dis letterlik in die middel van die Tanakh. Dis letterlik in die middel van die Torah. Almal, al die rabbies sal vir jou dit sê. Hulle weet, hierdie is die kern van die kern van die kern van die Torah. Jy moet jou naaste so lief hê soos jouself. Nou, ek weet ons baie wil kleintjie kry as jy praat oor Rabbi Akiva, maar hy is die een wat gesê het, hierdie is die grootste beginsel van die Torah, en hy het dit reg gehad. Let net op die konteks, hierdie vers wat ons van praat, dit kom net na, moenie wraakgierig wees nie, moenie haat nie, moenie jou broer se sonde dra sonder om hom te vermaan nie. Nou kan jy sien, dis 'n praktyk wat Jahwe instel. Hy roep nie jou emosie op of wat ook al nie, dis 'n praktyk. Dis wat dit gaan wees. Wat is die rede? Hy sê nie, ek sal jou beloon of dis 'n goeie idee nie. Hy sê, dit is wie ek is. Jy is my beeld, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is Jahwe. Dis my beeld. Kyk. Ek neem aan jy begin al klaar hierdie verandering voel, reg hierso in Vayikra 19. Want hy sê vir jou, wees afgesonderd of wees heilig in dieselfde asem as wat hy vir jou sê, jy moet jou naaste so lief hê soos jouself. En daar's allerhande teologiese vrae wat nou hier uitspring. Nee? Want ek meen, dis wat ons doen. Maar kom ons kyk net weer na die hart van die Torah. Jy kry daar die boek van Bereshit in die begin. Dan kry jy die boek van Shemot, en dit is die name. Dan kry jy Bamidbar in die wildernis, en jy kry Devarim. Hierdie is die woorde. Maar hier reg in die middel, Vayikra, dis die priesterlike diens. Die kernvraag hier in Vayikra is, hoe gaan jy tot jou Vader Jahwe nader in hierdie pas opgerigte, hoogs afgesonderde tabernakel? Nee? Die antwoord is deur in middel van die diens van die priesters.
Dis hoekom Vayikra ook genoem word die Torah van die priesters, maar ek gaan jou weer vat later. Maar waarom sê Shaul dit en waarom sê Yeshua dit en waarom sê Kefa dat? Ons gaan daarna kyk, want dit word my en jou. Dis die boek van die priesters, dis 'n boek vir my en jou om te kan leer en te kan leef. Die hart van die Torah is nie die 10 gebooie nie. Die hart van die Torah is Vayikra 19:18, jy moet jou naaste so lief hê soos jouself. Heel struktureel, geen interpretasies nie. Jy gaan sien die Torah se eie manier wat aan mekaar is, hy wys dit vir jou. En ek sê nou vir jou, Yeshua het dit geweet, Shaul het dit geweet, Simon Petrus het dit geweet. Hulle het nie nuwe idees verkondig nie, hulle het net die bestaande hart van die Torah uitgelig en dit vir my en vir jou beklemtoon. Dis wat ek vandag wil doen. Markus 12 vers 28. En toe een van die skrifgeleerders wat bygekom het, hulle hoor rede twis en sien dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: Wat is die belangrikste gebod van almal? En Yeshua antwoord hom: Die belangrikste is: Hoor Israel, Yahuwah is ons Elohim. Yahuwah is een. En jy moet Yahuwah jou Elohim lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. En die tweede is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar's geen ander gebod groter as dit nie. En die skrifgeleerde sê vir hom: Goed meester, u het met waarheid gesê dat Elohim een is en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Yeshua sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom: Jy's nie ver van die koninkryk van Elohim nie. 'n mondvol, ek hou dit baie aan, maar hierdie skrifgeleerde verstaan Yeshua, hy antwoord, dis meer as al die brandoffers en die slagoffers. Baie merkwaardige oomblik. 'n Man wat sy hele lewe in die tempel deurgebring het, sê, hierdie liefdeskode is meer as al die offers. Yeshua kom en hy sê, Vayikra 19:18, nee, hy stel dit gelyk aan, jy moet jou Elohim lief hê met jou hele hart. Met ander woorde, jou kedoshim lewe, my en jou kedoshim lewe, nee, is die grootste gebod. Kan jy sien? Toe hy sien wat hierdie ou se reaksie is, toe Yeshua dit sien, toe sê hy vir hom, jy's nie ver van die koninkryk af nie. Hy sê eintlik my waarheid, jy's naby, hou net aan. Ek wil vir jou ook sê vandag, jy's naby, hou net aan. Nou, sy dood en sy begrafnis en die opwekking, wat Ek het weet die rede hoekom ek dit so wil hê, dat ons ook na die dood, begrafnis en opwekking dit moet bespreek, want dis nie asof net hy skielik gesterf, hy's begrawe en hy's weer opgewek, en nou is al hierdie goed waarvan ons gepraat het, is nou weg nie. Om die waarheid te sê, hierdie hele dood, begrafnis en opwekking, dit reinforce alweer, presies, dat ek en jou kedoshim moet lewe. Lukas 24:43, en hy het dit geneem en voor hulle oë geëet, en hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat ek met julle gepraat het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskryf is in die Torah van Moshe, en die profete en die psalms, vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle: So is dit geskryf. En so moes die Messias ly en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder, en julle is getuies van hierdie dinge. Nou ek los daai skrif hier nou net daar, ek wil net vir die volgende uitlig. Jy kan sien, dis 'n baie sleutel moment in die evangelie vertelling. So na sy opwekking, op pad na Emmaus, verduidelik Yeshua hierdie skrifte aan sy disippels. Watter skrifte? Die Torah van Moshe, die profete, die psalms, Tehillim, né? En na sy dood, begrafnis en opwekking, wat het hy nou verkondig? Presies dieselfde boodskap, dieselfde koninkryk, dieselfde Torah, bekering en vergewing van sondes, dis Yom Kippur taal, Acharei Mot. Maar die vergewing, gaan hy weer eens so sê, is nie die eindpunt nie.
Hy het die nasies nou in gedagte. Hierdie boodskap van ek was die versoening. Nou wil ek hê die nasies moet kerushim lewe. Dis wat daar staan. Lukas 24:44, dat alles wat oor my geskryf is in die Torah van Moshe en die profete en die psalms vervul moet word. Nou, kan jy sien wat is die klem daar? Alles, nie net 'n gedeelte nie. Nie net die geestelike dele terwyl rituele dele nou net afgeskaf word nie. Alles wat oor hom geskryf is. Yeshua se opwekking is nie 'n bewys dat die Torah afgeskaf is nie. Om die waarheid te sê, dit is eerder 'n bewys dat die Torah se beloftes 'n werklikheid is, dat Jahweh getrou is, dat versoening moontlik is, dat afgesonderdheid bereikbaar is vir my en vir jou. Ons kan dit doen. Die opwekking is die beginpunt van die nuwe skepping, die nuwe Adam, wat Vayikra 19 se oproep kan uitleef, soos dit nog nooit uitgeleef is nie. Ek en jy kan afgesonderd wees, want hy is afgesonderd. Nou, ek gaan nou vir jou 'n lys gee van die goed wat Yeshua in Matteus 5 hoofstuk 5 tot 7 gedoen het, want hy kom met 'n verdieping van kerushim, né? Jy sien hy's besig met die bergpredikasie en nou kyk net gou-gou na wat hanteer hy in hierdie bergpredikasie. Hy sê moenie moord pleeg nie. Hy sê moenie oorspel pleeg nie. Hy sê moenie haat nie. Moenie wraakgierig wees nie. Kan jy sien, hy internaliseer alles, hy neem dit na jou binne jou toe. Hy kom en hy sê vir jou, woede word moreel iets ernstiger as jy dit nie reg hanteer nie. Die begeerte, hoe jy na iemand kyk, word ook iets ernstiger. Jou vyand, so hy brei die liefde van Vayikra 19, daai logika brei verder uit. Kan jy sien wat hy doen? Hy praat daar oor die integriteit van jou spraak, laat jou ja wees. So jy verstaan nou, al hierdie goed kom in kerushim voor. Maar wat Yeshua hier doen is letterlik, soos jy nou daar staan, Yeshua neem dit na binne toe, is wat hy kom Jeremiah en Esekiel, Ja. wat hy een maak, waar die Torah op die kliptafels geskryf is, word dit nou op die tafels van jou hart geskryf. Jy is heeltemal reg. Wat is hy besig om te doen? Hy is nie besig om 'n nuwe stelsel te skep nie. Hy is net besig om die Torah logika van Vayikra 19 te internaliseer in elkeen van sy disippels se harte. Hy sê, julle het nou buitekant gehoor. Nou moet dit iets binnekant wees wat jy uitleef, né? Dit is wat dit beteken om vanuit 'n nuwe hart die Torah te leef. So hy bring 'n groter intensiteit, né, van 'n uiterlike gedrag na innerlike gedrag. Hy neem nie weg nie. Wanneer hy vir jou daar sê, en ons het dit hier in die begin aangehaal, wees perfek, soos wat my Vader in die hemel perfek is, dan sê hy eintlik vir jou, wees afgesonder, soos wat ek afgesonder is. Dis kerushim logika hierdie. Dis wat hy vir ons voorhou. Kom ons kyk na Shaul. Kom ons kyk hoe versterk hy ook die idee van kerushim leef. Want hy doen presies dieselfde elke keer. Kyk net na sy briewe. Nêrens sê hy daar's 'n afskaffing van die Torah nie. Hy sê eerder daar's 'n verdieping van dit wat binne in hierdie Torah is. Daar's 'n groter verdieping. Kom ons kyk. Romeine 3 vers 31. Maak ons dan die Torah tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die Torah. Duidelik, ondubbelsinnig, die punt is uitdruklik. Geloof skaf nie die Torah af nie. Eintlik gee geloof die Torah sy volle bedoelde betekenis. Versoening deur die dood van die Messias is nie die einde van die Torah nie. Dit is die doelwit of dit is die begin van die lewe soos wat die Torah dit eintlik aanvanklik bedoel het. En dan hoofstuk 13 vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het, het die Torah vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodmaak nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie. En watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die Torah. Weereens, duidelik ondubbelsinnig kerushim taal, né?
Shaul kom hierso en dan vat hy Vayikra 19 vers 18 en dan sit hy dit in die middel van sy betoog. Die liefde vir die naaste is nie 'n alternatief vir die Torah nie, dit is die betekenis van die Torah. Dis waarna elke gebod wys. Dis die rigting waarin elke instruksie lei. En as jy waarlik liefhet, as jy jou naaste soos jouself liefhet, dan sê hy dan vervul jy al die gebooie. Nie omdat jy op die letter fokus nie, maar omdat jy op die gees van die gebooie fokus wat liefde is. Galasiërs 5:13, want julle is tot vryheid geroep, broers, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde, want die hele Torah word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kan jy sien, so sê Shaul. En ons praat van Galasiërs, die boek van Galasiërs, wat altyd as tog die bakermat gebruik word van hoe die Torah is meer weggedoen, die wet is meer weggedoen, die rules and regulations is meer weggedoen. En hierso sê hy vir jou, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, hy haal Vayikra 19 dan nou aan. So hy sê, julle is vry, maar die vryheid neem jou nie weg van die Torah af nie. Dit is vryheid om die Torah uit jou hart uit te kan lewe. En wat is daai maatstaf? Vayikra 19, jy moet jou naaste so lief hê soos jouself. Vryheid in die gees is nie losbandigheid nie, mense. Dit is die kapasiteit om die Torah te lewe soos dit bedoel is, nie uit vrees uit nie, maar uit liefde. En hierdie ding wat mense die idee het, dat Shaul Vayikra afgradeer, dit is nie so nie. Jy gaan sien wat na hierdie gedeelte, as jy Galasiërs 5 verder gaan lees, dan sê hy vir jou, hy sê onder andere vir jou daar, jy moet nie faksies veroorsaak nie. Die wat sulke dinge doen, hy gee vir jou 17 gevalle van hoe jy die vleeslike goed moet kruisig, en dan sê hy vir jou, as jy daai soort van goed doen, die goed wat gekruisig moet word, dan sal jy die koninkryk van Elohim nie ingaan nie. En dan spring hy van daar weg en sê, maar die vrug van die gees is die volgende. En dan sê hy vir jou, liefde, geduld en selfbeheersing. Nou baie mense wil doeteenvoudig Galasiërs 5 vers 1 tot 22 omtrent afskaf en hulle wil net die liefde, geduld en selfbeheersing vir jou voorhou, asof hulle dit uit hulle eie uit self kan doen. Jy kan dit nie doen nie. Die gees sal nie teen homself optree nie, en buitendien, as jy die liefde wil uitleef, deur die Ruach. Geduld, deur die Ruach. Selfbeheersing, deur die Ruach. Alles deel van hierdie heiligheidskode of heiligheidstaal. Alles is kerushim vormig. Jy kan dit sien. So wat maak Shaul? Hy probeer vir ons daar 'n tasbare manier gee van hoe ons die kerushim kan uitleef. Jy kan maar weer gaan kyk na Romeine 12, Efesiërs 4 tot 5 en 1 Korintiërs hoofstukke 5 tot 6. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor hoe ons praat, wat is die seksuele grense, hoe gaan ons om met ons geld, is ons besig om mekaar geestelik aanspreeklik te hou, gee ons om vir die wat swaar kry en so. Alles kerushim terrein, oor en oor. Nou kom ek gee dan vir jou so 'n opsomming. Ek sal dit so stel. Yeshua voorsien die voorsiening van die aggery mot, sodat daar 'n kerushim volk kan bestaan. En luister hierna. Shaul sien nie die Messias as 'n get out of jail free kaartjie om kerushim te ontduik nie. Hy sien Yeshua juis as die krag wat ons bemagtig om die diepste hartklop van die woord uit te leef, die kerushim. Soveel sterker as om net te sê, Jesus red ons en nou moet ons maar net goeie mense wees. Bietjie vervlakkig sou ek sê, is dit nie? Of ons sê die genade. Dis wanneer die genadetrein hopeloos te hard gery word. Verstaan jy? Genade is, kom kerushim na. Dan sê jy verstaan wat is genade. So, baie ouens wil vir jou net vertel, ja maar Yeshua se heiligheid het namens ons gehandel, ek het nie nodig om dit te doen nie. Ek is baie jammer, maar dit is 'n baie oppervlakkige teologie wat jy daar volg. Maar gevaarlik ook. Dit is verskriklik gevaarlik, nee. Dit is beter om te sê, hy het die afgesonderdheid volbring, hy het volmaak dit uitgeleef, hy het daai versoening gebring, sodat ek en jy nou as disippels in daai selfde lewenswyse kan instap. As jy dit nie so sien nie, dan
Waarom wil die disippels sê, as jy net 'n Yeshua het, wat vir jou die agterrymot is, maar jy gee nie om hoe jy leef nie. Nee, die kerushim gedeelte, die heiligheidskode, dit wat jy moet volg, is uiters belangrik. Dis gekoppel aan sy versoeningswerk. Hy het versoen, hoe gaan ek nou leef? So, as jy 'n bietjie agtergrond uit die tweede tempeltydperk soek, hierdie manier van dink pas eintlik perfek in by die Hebreëse stroming van daai tyd. Die boek van Jubilees koppel jou verbondsidentiteit daaraan dat jy eties afgesonderd leef. Die gemeenskapsreëls van die Dooisee rolle praat ook oor daai reinheid en die gemeenskaplike heiligheid. Hy bring hulle so mooi bymekaar. Daar was 'n skrywer Philo, jy kan maar gaan kyk, een van die kerkvaders. Hy kyk gereeld na heiligheid as 'n morele lewenswyse. Nie, jy weet, is baie wyer as net kerk of tempel rituele. Jong, as jy wil kyk na hierdie goed as rituele, dan dink ek, het jy nodig dat jy vir Vader vra dat hy hierdie goed vir jou oopmaak en lewendig maak. Maar wat ek vir hiervan wil sê is, van wat ons so ver van gepraat het, Yeshua en Shaul suig nie hierdie goed uit hulle duime uit nie. Hulle is besig om voluit binne 'n lewendige Hebreëse, Joodse gesprek van hulle tyd te redeneer en die lering op daai manier te gee. So nou jy behoort te sien dat na sy dood, sy begrafnis en opwekking, kan jy sien dat sy dood was sodat ek en jy in kerushim kan leef. Dis wat Vader verlang. So eenvoudig soos dit. Dis waarvoor hy na daai folterpaal toe is. Hy vat daai selfde patroon in die Levitiese volgorde, né? Versoening, suiwering, toegang, 'n heilige leefstyl. Nie net dankie vir versoening, ek gaan aan op jou eie nie. Nee, versoening, suiwering, toegang, 'n heilige leefstyl. Weer eens, Yeshua se dood skort nie kerushim op nie. Dit maak dit vir jou oop dat jy bewus moet wees dat jy heilig moet lewe. So, gaan jy my glo as ek vir jou sê dat na sy opstanding bly Yeshua daarop aandring dat ek en jy kerushim moet wees? Ons mis dit. Sy boodskap na die opstanding is nie net 'n eenvoudig, nou het jy maar net, just believe, glo net maar net nie. Dis eerder, gemaak disippels en leer hulle om gehoorsaam te wees aan alles wat ek julle beveel het. Gehoorsaam, moet dit nie net bewonder nie, gehoorsaam, doen dit. Matteus 28. Presies. Om die waarheid te sê, Matteus 28 vers 19 begin, as you go, soos wat jy gaan, nee, maak disippels, leer hulle hierdie ding, leer hulle aktief om dit uit te oefen, uit te leef, nie net kennis daarvan te hê nie. As jy na Handelinge gaan blaai, die boek van Maasai, dan gaan jy kyk hoe hierdie gemeenskappe, hierdie Torah gemeenskappe van daai tyd dit prakties gedoen. Hulle het mekaar gehelp met dit wat hulle besit het, hulle het saam gebid as 'n lewensritme, hulle het opgestaan vir dit wat reg en regverdig was, hulle het in regverdigheid 'n tafel met mekaar gedeel, hulle het mekaar as 'n gemeenskap aanspreeklik, het hulle gehou. Ek meen, hulle het heeltemal verstaan wat is die hartklop van kerushim. Né? Jy moet jou naaste so lief hê as jouself. En dan het Shaul mos net vir jou verduidelik, wat vloei alles uit daai kerushim wees uit. Kom ons raak so 'n bietjie meer spesifiek. Ons het nou hierdie skrif vir jou 'n paar keer gegee. Ek wil net hê jy moet daarna kyk. Ek wil hê jy moet dit sien terwyl ek vir die volgende sê. Kan jy sien, dis 'n enkele eenheid. Jy moet jou naaste berisp, maar jy moet jou naaste ook lief hê. Die een is nie los van die ander nie. Moet dit nie van mekaar skei nie. Moenie 'n split bring nie. Né? Jy kan sien daar's 'n stapsgewys proses wat vir my en jou oopgemaak word. Moenie dinge opkrop en in jou hart haat nie. Dan die tweede ding is, spreek mekaar eerlik en reguit aan. Derdens, moenie probeer wraak neem nie. Vierdens, moenie met wrokke rondloop nie. Die vyfde, die eindresultaat, jy moet jou naaste lief hê. Nou, ons gaan vir jou 'n paar skriffies hierso wys. Jy gaan sien in die Torah is die berisping van jou naaste nie die teenoorgestelde van die liefde nie. Die berisping is eerder 'n uitdrukking van jou liefde. Dis jou kontrolepunt waarna jy moet kyk. Maar ons sê dit so baie keer, ek dink mense sal moeg as ons dit sê. Die meeste mense dink liefde is, as ek tog jou net 'n ou drukkie gee, of ek gee jou net 'n
pat op die skouer, dis wat liefde is. Nee, dit is nie. Kom ons kyk wat sê die skrif, wat is liefde? So presies dit wat jy nou daar sê is, jy moet jou naaste vrymoedig berispe, maar daar is soos 'n sanction aan dit, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Met ander woorde, as jy hom nie gaan berispe nie, gaan jy sonde op jou laai. Ja. Dit is die kern van hierdie boodskap. Jy wil nie sonde op jou gelaai hê nie, daarom wil ons vir jou vandag sê, jy moenie huiwer om jou broer tereg te wys nie, skriftuurlik. Op die skriftuurlike wyse, ons gaan nou kyk hoe doen Yeshua dit, en hoe doen Shaul dit, hoe doen Petrus dit. So, daar's dus net iets wat ek vir jou wil uitlig uit Vayikra 19:17, jy mag nie jou broer in jou hart haat nie, jy moet jou broer vrymoedig berispe. Die Hebreëse term, hokeach, togiach. Jy gaan sien, ons gaan dit 'n paar keer nou aanhaal. So ek wil hê jy moet net kyk na die berisping. Daar's 5 reëls wat jy kan sien, dis nie 5 reëls wat los staan nie. Hulle is met mekaar verbind, want hy praat progressief, né? Daar's 'n verborge haat, jy moet 'n eerlike konfrontasie hê, jy moet weier dat daar vergelding gaan plaasvind, jy moet wrokke weier en dan moet jy in verbondsliefde optree. Kan jy sien, dis 'n struktuur wat Vader saamgestel het? Kom ons vat 'n bietjie verder weer. Matteus 18, kyk wat sê Yeshua hierso. En dan moet ons die vraag vra, behou Yeshua hierdie eenheid? En as jou broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broer gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. Nou kom ons kyk of hy hierdie struktuur toepas. Ons sê 'n berisping of 'n teregwysing is 'n verbondsverpligting wat op elkeen van ons is wat in Yeshua is. Kan jy sien? Hy praat daarvan, daar's 'n private korreksie. Daar is nie 'n publieke beskaming van so 'n persoon nie. Daar's nie 'n geskinder nie, daar's nie 'n passiewe vermyding nie. Dit is Vayikra 19 in sy volle werking. Hoekom? Hy sê, want as jy suksesvol is, dan jy 'n broer gewen, restaurasie het plaasgevind. Nie 'n oorwinning nie, 'n restaurasie. Dis Torah. Dit is nou die Torah. Yeshua weerstaan valse vrede. Nee, hy berisp die volgende, hy berisp die Fariseërs, die disippels, gemeenskappe, nee, soos Betsaida en Korazim, hy berisp vir Kefa. Nie omdat dit die teenoorgestel van liefde is nie, omdat hy berisp, omdat dit nodig is om iets te ontbloot, sodat daarmee gedeel kan word in die hele Vayikra 19 vers 17 metode wat jy moet volg. Sodat die eindproduk gaan wees, jy het jou naaste so lief soos jouself. So, om jou vyande lief te hê, wat sê hy nou eintlik daar vir ons? Ek meen, baie mense maak 'n fout. Hulle wil nou Matteus 5 vat, waar Yeshua sê, ek sê vir jou, jy moet jou vyande lief hê, en dan dink jy, wow, hierdie ding werk nie lekker vir my saam met Vayikra 19 nie, jy weet, nou stel hulle die 2 teenoor mekaar op. Nee, jy moet jou vyand lief hê, want dit beteken dat jy weier om wraakgierig te wees. Maar dit beteken nie dat jy nie jou vyand gaan konfronteer nie, jy moet hom konfronteer. Dis iets wat jy nie kan vermy nie. Dis nie 'n ander kategorie nie. Jy gaan nog steeds daai konfrontasie moet doen. Goed. Shaul, behou hy hierdie eenheid? My antwoord daar is ja, alhoewel baie mense dit dood eenvoudig net ignoreer. Kom ons kyk hoe prakties is Galasiërs 6 wanneer dit kom by Vayikra 19 vers 17. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid. Terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie, dra mekaar se laste en vervul so die Torah van die Messias. Kan jy Vayikra 19 hierso sien? Kan jy sien, hier's 'n klassieke voorbeeld van Togecha? Klassiek. So met een reghelp met die gees van sagmoedigheid. Kan jy dit sien? Kom ons kyk na nog 'n geval in Tessalonisense. En ons versoek julle broers, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Weer eens 'n geval van klassieke Togecha. Maar
Saul hou nie daarby op nie. Kom ons kyk nou nog eene. Kolossense 3:16 Laat die woord van die Messias ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van Elohim. En dan, kom ons kyk na Titus. 3:10 Aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning. So, nou vat ons nou raak iets 'n bietjie ernstiger, né? As iemand partyskap verwek, as jy hom een keer vermaan het, 'n tweede keer vermaan het, stap liewerste weg. Dis nie anti-liefde nie, dis eintlik net 'n beskermingswerk van die liefde. Vir jou eie onthulde, vir die liefde van die naaste so lief as jouself, stap liewerste weg van so 'n persoon. Maar dan word vir jou gesê dat jy kan vergewe nie. Dis presies wat hulle gaan doen. Yes. Maar kom ons kyk, want ons bou nog steeds aan hierdie, wanneer hulle vir jou sê, jy mag nie oordeel nie. Jy sien, wat hier gebeur is dit. Om iemand tereg te wys of te berispe, dit bly deel van 'n Messias gemeenskap. Dis onomwonde so. As jy daardie berisping of daardie teregwysing, as jy dit wegvat, jy verwyder dit van die liefde af, dan is jy maar net nice. Maar dis nie 'n verbondskenmerk nie. Want haat kruip weg, maar liefde praat. Wraak maak dat jy net wil optree, jy wil terugslaan, dat jy wil houe uitdeel. Maar afgesonderdheid het herstel ten doel. Dis waar jy kan 19. Dis wat hier gebeur dan. Ja, maar wat by my nou opkom in steede daarvan is, hulle sal sit en oordeel en jou oordeel, maar hulle sal nie die eerste tree doen om die herstel te bewerkstellig nie. Ja. As jy nie die volle prentjie, daai hele struktuur gaan hanteer nie, kan ek nou vir jou sê, dan het jy dalk net jou eie ego gestreel. Sal nou sien daar. Daar's reeds verbonde aan hierdie teregwysing. Dis nie net sommer vir jy kan nou jy weet teregwys nie. En ek wil hê jy moet luister en leer, want daar's te veel lyke wat agter sommige Torah leraars lê. Hoor, leer om nie lyke agter jou te los nie. Die oproep om mekaar vanuit die Torah reg te help, gee jou nie die reg om aggressief te wees nie. Volgens die skrif is hierdie reëls verbonde aan teregwysing die volgende. Dit moet gewortel wees in die waarheid. Ons verdraai glad nie die storie nie. Tweedens, dit moet in verhouding wees. Jy hoef nie van elke liewe irritasie 'n massiewe konfrontasie te maak nie. Derdens, direk gaan praat met daai betrokke persoon self. Moenie driehoeke vorm om 'n derde party ook te betrek by hierdie storie nie. Vierdens, raak gefokus op herstel. Die einddoel is altyd om die broer te wen, nie om hulle in die skande te steek nie. En dan moet jy ook in die proses net bewus wees van jou eie foute, né? Onthou nou net, jy wat reg help, weet net dat jy ook foute maak en dat jy ook geoordeel gaan word. Hoef ek veel meer te sê. Ek dink aan Yeshua se waarskuwing oor die splinter in die balk. Jy weet, as ons hierdie riglyne weggooi, dan word die teregwysing net 'n manier om iemand anders te domineer en te beheer. Dan is dit mishandeling, is glad nie meer tot hy gaan nie. Glad nie. So, jou mikpunt moet wees, is ek wil jou help om die splinter uit jou oog uit te hê, en sommer jy help om die balk uit my oog uit te haal. Dit is hoe 'n geloofsgemeenskap saamwerk. Kan jy sien, nog Yeshua, nog Saul weier, weet, hy maak nie van hierdie 'n sentimentele weiering nie. Hy gebruik teregwysing as 'n herstellende verbondspraktyk tussen Yeshua homself. Maar kyk wat doen Saul. Hy gebruik die teregwysing om dan 'n gemeenskapdissipline te vorm deur die Gees. So hy bou op dit wat Yeshua vir ons gegee het. Want ek en jy gaan uit in die gemeenskappe en daar moet dissipline gevorm word en dit moet deur die Ruach gebeur. So jy moet verstaan. Ons moet altyd verstaan dat liefde sonder korreksie kan iets onverskillig raak. En korreksie sonder liefde kan in geweld ontaard. Maar Kedoshim vra dat ek en jy balans moet inbring. Né? Wanneer hulle vir jou sê, die liefde beteken om nie te oordeel nie, ek sê vir jou, dit is skriftuurlik vals.
Levitikus 19 weer lê dit, Matteus 18 het dit nou al vir jou weer lê, en Galasiërs 6 het dit ook vir jou weer lê. So, moenie dat iemand vir jou sê, jy mag nie oordeel nie. Jy moet nie oordeel, maar jy moet oordeel ooreenkomstig die Torah. Exactly. Jy moet regverdig oordeel en die maatstaf is die Torah. Is die Torah. Kom ons kyk nou, Yeshua berispa vir Kefa, die Fariseërs en die 7 gemeentes in hierdie hele Tochega patroon. Weereens, wat is die patroon? Dit identifiseer daai verbondsbreuk. Dan spreek dit die waarheid direk in, dan is daar 'n teshuvah oproep, keer terug, dan is daar 'n waarskuwing oor die gevolge wat kan kom, en die hele mikpunt is herstel, nie vernietiging nie. Kan jy sien, ek sê nou vir jou, as jy kyk na hierdie, dan sien jy, Yeshua het nie reaktief opgetree nie. Hy het meer gekyk na 'n priesterlike optrede volgens Vayikra 19, hoe ek en jy moet optree. Nou kan jy sien, sy optrede, die patroon is verbondsgebonde. Ek en jy moet volgens die verbond optree. Okay. Man, ek wil hê jy moet kyk na hierdie ene oor Kefa, hoe jy 'n disipel moet terugwen. Matteus 16:21. Van toe af het Yeshua begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes lei en doodgemaak en op die 3de dag opgewek word. Toe neem Kefa hom op sy en begin hom bestraf en sê: Mag Elohim dit verhoed, meester. Dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Kefa gesê: Gaan weg agter my, Satan. Jy's vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van Elohim bedink nie, maar die dinge van die mens. Weet jy, ek wil nie vir my teruggaan na daai skrif toe nie. Ek wil vir jou iets daar wys. Want terwyl jy dit lees, toe kom dit by my op. Hy sê, Kefa bestraf hom. Kan jy nie glo? Die leerling bestraf die leermeester en hy sê vir hom: Mag Elohim dit verhoed, meester, dit sal u nooit oorkom nie. Maak ons onsself nie baie keer skuldig aan daai selfde ding van, nee, ons staan teen hierdie ding, ons doen dit, ons doen dat, dit sal u nooit oorkom nie. Nee, wanneer 'n probleem kom, is jou beginpunt altyd: Vader, wat wil u vir my sê in hierdie situasie? Wat moet ons doen en wat wil u spreek? Wat moet ons doen? Mag ek nie uit my eie uitspreek en sê, mag Elohim dit verhoed, meester, dat dit u nooit oorkom. Weet, mag ons nie in daai situasie kom nie. So kom ons kyk nou wat doen Yeshua in hierdie berisping volgens die patroon wat ek nou vir jou gegee het. Kefa, dis in Petrus, hy verwerp hierdie pad van lyding wat Yeshua moet stap. En Yeshua se antwoord is: Wyk van my, Satan. Sien jy die Tochega patroon? Kefa weerstaan 'n goddelike doel. Hy het miskien dit nie so bedoel nie, maar hy weerstaan dit. Dis nie net 'n eenvoudige meningsverskil wat hy hier het nie, hy het oorgegaan in 'n bestraffing in. Hy's besig om uit lyn te gaan met die verbond. En dit net nadat hy so 'n groot openbaring ontvang het. En kyk wat doen Yeshua, onmiddellik konfronteer hy hom. Hy konfronteer dadelik en hy doen dit baie direk. Absoluut in lyn met Vayikra 19. Dan gee hy ook om die rede, omdat jy nie die dinge van Elohim bedink nie, sê hy. Hy noem die probleem, hy verwond nie net nie. Skriftuurlik om 'n ding te noem. Nou sien jy die restaurasie volg onmiddellik. Kefa word nie weggejaag nie, hy bly nog steeds 'n disipel. Jy sien sy herstel kom later. Dit was korreksie met die oog daarop om hom terug te wen, nie om hom te verwerp nie. Dis nie belediging nie, dis 'n ingryping deur Yeshua en dit red Petrus. Klassieke Tochega. Kom ons kyk nou na hierdie ene, die Fariseërs, hierdie hardvochtige skynheiliges. Kom ons kyk na hulle. Matteus 23:13. Maar wee julle skrifgeleerders en perushim, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemel toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Wee julle skrifgeleerders en perushim, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op en doen vir die skyn lang gebede, daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Hierdie prentjie sê nou nogal vir ons heel wat, né? Hy's nou, wat doen hy? Hy's besig om presies dit Tochega. Kom ons kyk. Geef ons nog so 'n paar van sy wee julle skriffies. Wee julle skrifgeleerders en perushim, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land
om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van Gehenna, 2 maal erger as julle self. Wee julle blinde leiers, julle wat sê, elkeen wat sweer by die tempel, dit is niks nie, maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde. Julle dwaase en blindes, want wat is meer, die goud of die tempel, wat die goud afgesonder gemaak het? Kan jy sien, hier is 'n hele lys van wee julle, en praat oor hulle skynheiligheid, hulle die reg nagelaat, hulle het genade nagelaat, hulle het getrouheid nagelaat. Kan jy sien, hy spreek hulle direk aan. Dis die hele punt. Jy moet sien, hy spreek hulle en hy noem dit. En dan kom hy by vers 23. Wee julle skrifgeleerders en perusim, geveinstes, want julle gee die tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die Torah laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. Okay, so hierso sien jy nou wat hy besig is om te doen. Hy noem hulle. Hy sê hierdie the weightier matters of the law. Wil jy vir my sê jy het nog nie dit gehoor nie? Die Engels sê dit eintlik, net die gewigste van die Torah, the weightier matters. Hy sê dit laat julle na. So hy doen hierdie hele ding in lyn met Kedoshim. Dis 'n direkte konfrontasie van aangesig tot aangesig. Hy fluister nie daar in die gangetjies en om die hoeke en draaie. Hy voer nie daai tipe kampanje nie. Nee, dis 'n klassieke verbondste regwysing. Elke julle hou die implikasie in. Wee jou keer terug. Wee jou keer terug. Dis wat hy doen. As jy, ek hoop jy gaan van nou af na hierdie ding kyk wanneer iemand vir jou sê, o, jy die fariseërs. Weet jy wat? As jy vir my wil sê die fariseërs is verkeerd, dan vra ek vir jou, het jy al dan stappe geneem om die fariseërs te gaan te korrigeer? As jy nie bereid is om dit te doen nie, is dit miskien 'n goeie ding om al liewerste dan niks te sê nie. Want jy sien, elke weer julle hou daai implikasie in dat daai fariseer wat 10-10-1 in kognitiewe dissonansie lei, nee, met ander woorde, hy luister na wat jy sê, maar hy luister nie om oortuig te word oor dit wat jy sê nie. Hy wil hê jy moet net bevestig wat hy glo. So, Of hy luister, sodat hy net kan terugantwoord. dat hy kan terugantwoord, hy luister glad nie na wat sê die skrif eintlik nie. En dis wat Yeshua doen. Hy bring elke keer terug na die skrif toe. So jy kan sien die gevolge van dit wat hy vir hulle daar sê in Matteus 23 is, dis baie duidelik die Vaikar patroon. Dis harder as die teregwysing van Kefa. Kefa is 'n disipel wat 'n fout maak, maar sommige van hierdie fariseërs, hulle is absoluut so vasgevang in hulle weerstand dat jy met hulle net by niks kan doen nie. Nou kom ons kyk na Yeshua berus by die 7 gemeentes. Pergamum, Thyatira, Laodicea. Hy gaan weer hier in hierdie herhalende patroon gaan hy in. Hy sê, hy gebruik woorde soos, ek weet, ek het dit teen jou, bekeer, as jy nie, aan die een wat oorwin. Nee, kan jy sien wat doen hy? Kan jy sien hoe hanteer hy dit? Hy sê daar in vers 19, ek kan nou nie onthou wat een van dit is nie, want dit is hoofstuk 2 en 3 van Hazon. Almal wat ek lief het, wat doen hy? Bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Direkte lyn, liefde, teregwysing. Dis soos 'n kommentaar hierdie op Vayikra 19 vers 17 tot 18. Die volle Tochega stappe kom op. Die breek word geïdentifiseer. Jy het jou eerste liefde verlaat, jy verdra vir Jezebel, jy is lou warm, alles direkte spraak. Geen dubbelsinnigheid nie, is 'n direkte oproep, keer terug na Kedoshim toe. Bekeer jou, aan mekaar in herhaling. Jy kan sien, daar's waarskuwings, daar's gevolge, jou kandelaar gaan verwyder word. Toe ons daai einde daai Wallis, toe ons dit sing, toe kry ek al klaar weer daai beeld van die kandelaar, né? Jy sien, daar's oordeel wat kom, daar's dissipline wat val. Maar die hele idee is, hoekom doen hy dit? Hy het restaurasie in die oog. Daar's 'n belofte, daar's 'n beloning. Daar gaan herstel wees. Hierdie praat van Tochega in sy volle glorie, as jy dit net gaan lees net by Hazon hoofstuk 2 en 3, en as jy sien wat ek praat. So jy sien, daar's een lyn wat vloei deur al 3 hierdie voorbeelde, die Kefa, die Fariseërs en die gemeentes wat ek vir jou gegee het.
Daar's 'n verskil in die intensiteit, maar dis dieselfde patroon. Hoekom? Jy sien, verleerbare mense is teregwysing is regstellend. Vir geharde mense is dit 'n regterlike waarskuwing. Maar vir jou verbondsgemeenskappe is teregwysing 'n gemeenskaplike suiwering. Jy moet jou gemeenskap skoonmaak. Dis waartoe jy hulle oproep dat die gemeenskap saam dan nou ook hulle bekeer. So, Raymond Drash. ja. So wat sien ons hierso? Yeshua het nie net kerusim aangehaal nie, hy het dit op 'n liefdevolle manier oor en oor toegepas. Hy kom daar in Matteus 18 met 'n broederlike teregwysing, né? Dis 'n private ding. Hy kom in Matteus 23 met 'n profetiese regstelling. Dis publiek profeties. In Gason hoofstuk 2 tot 3 is dit 'n gemeentelike teregwysing. Dis korporatief wat hy jou terugroep na die verbond toe. So, ek dink om af te sluit, ek dink ons het vir jou 'n goeie idee gegee. Dat kerusim is vir my en vir jou vandag. Hoe sal ons leef? Kerusim. Wat ons nie moet doen nie is, ons moet nie alle teregwysings romantiseer asof dit nou heilig of afgesonderd is nie. Partykeer streel mense net iemand se ego of hulle kom en hulle streel hulle eie ego met Bybelwoordjies wat hulle aanlap. Nee. Kyk na die patroon van die volle Vayikra tot Gega. Vayikra 19 tot Gega. Moenie toelaat dat iets net ingekleer word as 'n teregwysing nie. Kyk of dit ten doel het dat daar 'n Torah herstel is wat gaan plaasvind. Dis waartoe ek en jy as disippels opgeroep word. Dis my en jou opdrag vandag. Ons het die versoening ontvang wat Yeshua vir ons gee. Kom ons maak 'n punt daarvan om kerusim te leef. Dis wat jy wil byvoeg.